So geliefdes, is ons besig in ons kerklike jaar in lydenstyd, waarin ons opnuut besef dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16. So geliefdes, kom ons in lydenstyd bymekaar. 'n Hoogtepunt vir ons as gelowiges in die kerklike jaar. Omdat ons werklik weer opnuut bewus word dat God gekom het nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. En so het Jesus aan die kruis gelei en sy laaste woorde gespreek. En daardie laaste woorde wat Jesus gespreek het, staan bekend as die 7 kruiswoorde van Jesus. En vanoggend gaan ons 2 van hierdie kruiswoorde saam lees, naamlik ek is dors en dit is volbring. Mag ons opnuut vanoggend besef hoe ons ook smag en dors na die Here Jesus Christus. Kom ons staan vir ons toetrede lied. Ek soek U, o God. Ek soek U, o om by te wees, as aanneem, my God, wys in die naam, en weer help my, die handen bescherm my, en laat my bid, die verse is te liefde, dan sal ek my In Psalm 42 vers 2 tot 3 staan: Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor U, God, verskyn? Ontvang die seën uit Jesaja 58 vers 11. Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorsstreke sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Amen. Kom ons sing ons lofsang saam, soos 'n wildsbok.
Geliefdes, kom ons lees saam uit Johannes 19 uit, verse 28 tot 30. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word gesê: Ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê: Dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Geliefdes, het jy al ooit gedink en gewonder oor hierdie woorde wat Jesus uitspreek? Ek is dors. Want wanneer ons mooi oor hierdie woorde dink wat Jesus hier spreek, dan sien ons weer hier raak die twee nature leer van Jesus Christus. Dat Jesus Christus volkome God is en ook volkome mens is. En in daardie menslikheid, in die menslike liggaam, ken Jesus ook dors. Weet hy wat dit beteken om dors te wees? Hoe om menslik te smag. Daar was ure van pyn en lyding vir Jesus Christus aan die kruis gewees. Van vroeg die oggend af. Gegeesel, gemartel,
spykers deur sy hande en sy voete gekap. Vir ure lank hang hy in onmenslike pyn en liggaam-pyn aan daardie kruis. Onmenslike liggaamlike pyn. En hulle sê wanneer 'n mens aan 'n kruis sou hang, so lank in die son, sou mense lippe gebars gewees het van droogte. En so meen die geleerdes in die kommentare dat Jesus se lippe ook so droog was. Al gebars het van die droogte. Sy keel sou daardie gerasperde seer gevoel gehad het. Daai intense behoefte om die dors te les. So hang Jesus Christus aan die kruis en hierdie is die enigste kruiswoord waar hy oor sy eie liggaamlike behoeftes ook iets sê. Die ander kruiswoorde spreek nie van 'n liggaamlike behoefte nie. Maar hierdie kruiswoord doen. 'n behoefte wat ek glo elkeen van ons al as mens beleef het. Ek is dors. Ek is dors. Geliefdes, wanneer ons hierdie dors wil verstaan, dan moet ons weet dat water in die Bybel 'n baie belangrike tema is. En so ook in die evangelie van Johannes is water 'n baie belangrike tema. Ons leer in die Bybel en so ook in Johannes dat water is lewe. Water is lewe en die lewende water is Jesus Christus. En is opmerklik hoeveel water daar in hierdie evangelie voorkom van Johannes. Hoofstuk 1, Johannes doop met water. Hoofstuk 2, water word in wyn verander. Hoofstuk 3, 'n mens moet uit water en gees gebore word om in die koninkryk te kom. Hoofstuk 4, Jesus en die Samaritaanse vrou by die put. Hoofstuk 5, die bad van Bethesda. Hoofstuk 6, Jesus loop op die water by die see van Galilea. Hoofstuk 7, strome lewende water by die Hittefees. Hoofstuk 9, die bad van Siloam. Hoofstuk 13, waar Jesus die voete van sy disippels met water was. Die belangrike rol van water. Van water wat lewe is en lewe gee. Water wat die betekenis kry van skoon was, van vergifnis, van hoop.
Jesus het al voorheen in hierdie evangelie uitgespreek dat hy dors is. Daarom gaan ons vir 'n oomblik stil staan by Johannes 4, verse 1 tot 26, waar Jesus die Samaritaanse vrou ontmoet. Nou geliefdes, wanneer ons hierdie gedeelte gaan lees, dan lees ons dat Jesus alleen hierdie vrou by hierdie put ontmoet. Nou in daardie konteks en samelewing sou 'n Samaritaanse vrou nie met 'n Joodse man gepraat het nie. En 'n Joodse man sou verseker nie alleen met 'n Samaritaanse vrou gepraat het nie. Die kultuurverskille was net te groot. Die Samaritane het net die eerste 5 boeke wat hulle glo. Die wet van Moses. En die Jode glo in die hele Ou Testament. So teologies is daar ook soveel verskille tussen die Samaritane en die Jode, dat hulle nie kan ooreenstem nie. Dat hulle nie oor die weg kan kom nie. En tog praat Jesus met hierdie Samaritaanse vrou. Die ander interessante van hierdie gedeelte is dat sy in die middag gaan water haal het. So gewoonlik sou hulle net in die oggend of in die aand water gaan haal het. Maar hier die vrou gaan haal spesifiek in die middag water. Alleen. Uitgesonder van die gemeenskap. En dis daar waar Jesus al juis ontmoet. Daar waar sy in die middag afgesonder en alleen gaan water haal. En Jesus vra vir water. Hy sê vir haar dat hy dors is. En hierdie Samaritaanse vrou verstaan nie wat is aan die gebeur nie. Want hoe kan hierdie Joodse man vir haar vra vir water? Maar Jesus se dors ontbloot hierdie vrou se dors. In Johannes 4 vers 13 en 14 lees ons die volgende. Maar Jesus antwoord haar: elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Hierdie vrou het dadelik verstaan dat Jesus die water is wat sy nodig het. Dat Jesus die water kan gee waarna sy eintlik smag. Jesus se dors ontbloot hierdie vrou se dieper dors. 'n Dieper dors soos wat ons ook vanoggend saam gesing het. Daai smagting, soos 'n wildsbok wat smag na water. Ek smag na U, ek dors na U, o God. Soos 'n land sonder water.
smag ek. Dis daardie tipe dors. En Jesus sit sy vinger op hierdie vrou se dieper dors. Dis 'n dors na bevrediging. Dis 'n dors na vervulling. Dis 'n dors om te voel dat die lewe die moeite werd is. Dis 'n dors om skoon gewas te word. Dis 'n dors na vergifnis. Ons dieper dors word ontbloot. En in hierdie gesprek tussen Jesus en die Samaritaanse vrou, ontbloot hy aan haar aardse dinge, waarmee sy haar dors probeer les. Geliefdes, is dit nie ook so in ons lewe nie? Dat ons hierdie diepe dors het, en soveel keer ons dors probeer les met aardse dinge. En so het hierdie vrou dit ook gedoen. Tot Jesus by haar kom en haar wys, waarom het sy hierdie diepe dors? Waarom het sy hierdie dors wat die wêreld nie kan les nie? Waarom het sy hierdie diepe dors, hierdie smagting wat die wêreld nie kan vervul nie? En so weet ons as gelowiges eintlik dat net Jesus die lewende water is wat ons dors kan les. En wanneer ons hierdie lewende water in ons lewe beleef, geliefdes, dan beteken dit nie dat ons die swaar kry gaan beleef nie. Dit beteken nie dat ons nie meer gaan seer kry nie. Dit beteken nie dat daar nie meer beproewinge vir ons in hierdie wêreld sal wees nie. Maar wanneer ons hierdie lewende water ken, geliefdes, dan gaan ons juis in hierdie tye, wanneer ons die gebrokenheid en die hardheid en die wreedheid van hierdie wêreld beleef, na die lewende water toe. En ons smag nie meer na aardse dinge om ons dors te probeer vul nie. Wanneer ons in 'n geloofsverhouding met die Here leef, dan weet ons en ons bely dat net God alleen ons dieper dors kan bevredig. Dat net Jesus Christus hierdie dors verstaan en begryp. En daarom kan ons net bid tot die Heilige Gees, wanneer ons hierdie dors beleef. Het jy al ooit na God se teenwoordigheid gesmag? Woorde gevoel soos, my God, waarom het U my verlaat? Soos die bekende liedboeklied, voel jy soms of die Here te ver is?
Het U ook so smagting? Daardie intense dors na die lewende water van die Here. Want Jesus hang aan die kruis vir my en vir U, vir ons elkeen, vir elke gelowige. Hy hang aan daardie kruis, sodat ek en U kan drink van die fonteine van die lewende water. Sodat ons die lewende water mag beleef. In Johannes 7 vers 37 tot 38 lees ons, op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Wat beteken dit as Jesus sê, strome van lewende water sal uit ons binneste uitvloei? Het is baie belangrik om te weet dat Jesus in Johannes 7 hierdie woorde sê, op die laaste dag van die Loofhuttefees. Nou hierdie fees was jaarliks gevier om te herdenk, sodat die nageslagte sal onthou, van die 40 jaar, waarin die Here die Israeliete onderhou het, toe hulle in die woestyn rondgeswerf het. Dis 'n fees wat hulle herdenk, om te bely dat die Here hulle versorg het in daardie 40 jaar. Hulle onderhou het. En veral ook aan hulle voedsel en water op wonderbaarlike maniere gegee het om hulle te onderhou. In Jeremia 2 vers 13 word gesê, dat God die fontein is van die lewende water. So ook is daar baie ander teksgedeeltes in die Ou Testament wat dit duidelik maak, God voorsien die water wat lewe gee. En soos Johannes dit ook duidelik maak, Jesus is die lewende water. Jesus is die water van verlossing, wat in die Ou Testament vir ons beloof is. Hy is die vervulling van die Ou Testament. Die verlosser, deur wie God verlossing vir ons gebring het. Die fontein van die lewende water. Geliefdes, ons was veronderstel om van ons eie dors te vergaan in die hel. In ons eie sonde sou ons vergaan het van die dors, na hierdie smagting. Maar ons verlosser het gekom. Hy het mens geword. En hy het vir ons kom sterf aan die kruis en hy het vir ons opgestaan uit die dood. En hy het ons van ons dors kom verlos. Hy het gekom om ons van daardie smagting te verlos.
Jesus het in ons plek aan die kruis gesterf. In ons plek het hy daardie lyding verduur. En het hy daardie woorde gespreek, ek is dors, sodat ek en u nooit hoef dors te wees en die dors so te beleef, soos wat hy aan die kruis beleef het nie. In ons plek neem Jesus Christus die sonde op hom en hy drink die lydensbeker wat ek en u moes drink. Hy wat die lewende water is, vra aan die kruis, ek is dors. Jesus het 'n dieper dors, dat die lydensbeker verby sal gaan. Jesus het 'n dieper dors na die koninkryk. Jesus Christus het as offer ons sonde kom betaal. Hy het ten volle betaal as offer, sodat ek en u geliefdes verniet van die lewende water mag ontvang. Sodat ek en u met vrymoedigheid na God toe kan gaan, hom kan nader. Die volmaakte offer het reeds gesê, dit is volbring. En daarom, geliefdes, moet ons lewe soos 'n fontein wees, ons elkeen se lewe. Dis so 'n gelowige se lewe erken word, beleef word. Ons moet vir God vra om die lewende water in ons lewe te wees, sodat ons as sy fonteine ook aan ander die water kan gee van die lewe. In die Ou en die Nuwe Testament word die Heilige Gees voorgestel as lewende water wat uit 'n fontein uit opborrel. Die Heilige Gees is in ons. Borrel ons uit van hierdie lewende water. Getuig ons lewe van hierdie lewende water wat vir ons lewe gee. In Openbaring 22, geliefdes, word hierdie beeld van lewende water tot sy volle heerlikheid gebring. Want Openbaring 22 vers 1 sê, in die nuwe Jerusalem sal daar suiwer rivier van water van die lewe wees, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en die Lam. Terwyl ons dors nou geles word deur hierdie lewende water, deur die Gees wat in ons hierdie lewende water borrel,
sal ons na die wederkoms die lewende water in sy volle rykdom ook geniet. Mag die Here sy nabye teenwoordigheid vir u elkeen gee. Mag u hom ken as die lewende water. Mag u altyd hierdie woorde ook onthou in u lewe wat Jesus Christus vir ons aan die kruis uitgespreek het. Ek is dors en dit is volbring. Amen. Ontvang die seënegroet uit Efesiërs 3. Ek bid dat die Vader deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Jesus Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Amen. Amen.